Vrede familie. Wat een wonderlijke dagje vandaag buiten. Ik sta uit een diepe slaap uit. Mezelf het Joseph geslaap, gedroom. Zoals het Joseph, ja maar zoals weer op. Ons is hier. Net de gedachtes, geliefdes. Elke gedachte wat ik heb, kom uit die woord uit. En elke gedachte wat ik heb, is in mijn eigen gedachtes wat ik maak. Hij zei jou weer moet wees soos die Here en jy moet belang en verlang om te wees soos hy. So rein en heilig, sag en nederig. Nou ek verlang en ek streef daarna. Ons sal nooit wees soos die Here nie, want die Here is God. Nou ons moet streef na sy heiligmaking toe. Ons moet lewe in sy waarheid in. Nou die topik waar ek op wil praat is 'n baie belangrike en sensitiewe topik wat mense altyd hier offended voel as jy daaroor praat, maar dit kom uit die woord van die Here uit. Dit is Matteus 19 oor egskeiding. Mense wil nie dit hoor nie. Want terwyl die Jode en die Fariseërs na die Here toe kom en vir hom vra, Rabbi, is dit geoorloof as jy skei van jou vrou af? Hy sê van die begin van die grondlegging af was dit nie so gewees nie. Maar weens die hardheid van Israel en die ongehoorsaamheid het Moses 'n skeibrief geskrywe, maar God had egskeiding. Tot vandag toe had God egskeiding. Maar weens die wederstrewigheid van die volk het Moses maar ingegee en 'n skeibrief gegee, maar God had egskeiding. En as jy skei van jou vrou af, sê die woord van die Here, dan moet jy so bly alleen. Want terwyl jou vrou nog lewe en jy gaan trou 'n ander vrou terwyl jou vrou lewe, of jou man lewe nog en jy gaan trou 'n ander man, dan is dit egbreek voor die aangesig van die Here. Dit beteken jy hoereer. Jy is nie getroud met die vrou wat jy nou getroud is nie. Van jou vrou, die dood, het julle nie geskei nie. Jou man lewe, so which means jy lewe in hoerdery met jou tweede vrou wat jy nou getroud. Hy is jou vrou nie. Hy is eintlik jou girlfriend. Dis maar net jou vrou op wit en swart in Pretoria in. Maar voor die aangesig van die Here is dit egbreek voor die genadehand van die Here. So hierdie dinge maak dit so moeilik in die evangelie. Jy mag nie meer die dinge praat nie. Maar my mond, terwyl ek nog lewe, gaan ek die waarheid van God, gaan ek dit breek. Ek gaan die waarheid van die Here, gaan ek uitlewer. Sonde bly net sonde en sonde behoort nie in die huis van die Here nie. Dis hoe ek dit ontvang het en dis hoe ek dit gaan uitlewer. So mense wil hoor ons praat van vry. Die woord praat nie van vry nie. As jy hoer jy. Jesus sê, net met jou gedagtes wat jy dit al reeds gedink het, het jy al reeds die daad gedoen. Nou, so gevaarlik is dit. So ek het net gesien en gedink met my gedagtes, het ek al reeds geoortree voor die aangesig van die Here. Nou wat om te sê, jy gaan lewe, jy doen die ding. En dan verwag u moet vir ons leer. Hoe gaan u vir ons leer terwyl u nie die pad regloop nie? Terwyl die woord vir jou leer, jy mag nie skei nie. Hoe gaan jy vir die gemeente leer? Gaan jy vir hulle leer, julle kan skei, jy kan julle weer trou? Dis egbreek voor die aangesig van die Here. So Korintiërs 1 Korintiërs hoofstuk 7 praat oor die huwelik. As jy geskei het van jou vrou en jy wil gaan hersoen met jou vrou. Dit is jou vrou tot binne in die hemel. Wat op die aarde gebonde is in die hemel gebind. Verstaan jy? Daai een wat vir u dit leer, u kan weer gaan trou terwyl jou vrou lewe. Hy leier op 'n dwaalweg, op 'n dwaalspoor. Dis wat dit is. 'n man mag eintlik nie skei van sy vrou af nie, en 'n vrou
mag nie skei vir al wat jy gelowige is, maar dis ewens vir die ongelowige, maar ek is meestal op die gelowige. Ek kan nie skei en dan getroud jy aan 'n vrou nie. Dit is egbreuk en is hoerdery voor die aangesig van die Here, want hy is nie jou vrou nie, hy is nie jou man nie, my dierbare. So, probeer om reg te maak. Ja, ons het probleme. Dis hoekom dit daar is. Man en vrou moet altyd deur saam alles doen. Man en vrou moet praat. As die ding jou praat, hou op dit krop en nie praat nie. Later want jy dan voel jy gaan los. Praat wat die probleem is. Sit met jou vrou. Man of vrou, as jy 'n probleem, sit met jou man. Moenie vir hom aanval of man val jou vrou aan voor ander mense nie. Sit in julle binnekamer en gesels en sê, dis die probleem wat ek het. Ek hou nie van die en die nie. Die manier hoe jy werk met geld en dinge is klein dingetjies wat huwelik uitmekaar uitskeer. Van die duiwel weet, as jy huwelik uitmekaar uitskeer, dan verbreek hy die hele familie, die kinders gaan swerwe, en dan het hy 'n hele vrag, want hy wil huise uitmekaar uitbreek. Daarom moet ons nugter wees. Ons moet altyd deur bid. Hy sê waak en bid. Waak en bid. En hy sê in Lukas 18, bid, sodat julle nie moet moedeloos word nie. So iemand wat geskei is, en ek weet jy is geskei, jy gaan nie van my leer nie. Dit werk nie so op die pad van die Here nie. Want ek dien 'n God wat heilig is. Ek dien 'n God wat alleen aanbid wil word. Sy woord verander nie. En sy woord sal tot alle ewigheid nooit verander nie. En daarom, man en vrou, as julle probleme in julle huwelik het, probeer julle bes om dit uit te sort, sodat die werk van die Here gesond kan bly. Want wat gaan u vir ons leer? Wat gaan u vir ons op die tafel sit, terwyl daar 'n vlek op u se naam is? Hy sê julle moet vlekkeloos bevind word. Vlekkeloos moet ons bevind word op hierdie pad van die Here. En as hierdie manne en vroue wat so gevaarlik breek, gevaarlik, God het hulle diep geroep, daarin gee ek hulle eer vir hulle, maar daardie een fout, daardie een ding, skei van jou vrou af en skei van jou man af, en dan wil jy nog die volke leer, dat werk nie so nie. Keer terug, gaan terug na jou vrou toe, vrou gaan terug na jou man toe, versoen met hom, of as jy nie met hom versoen nie, dan bly jy so, alleen tot die dood julle skei, dan kan jy weer trou. Dis hoe dit werk, die dood moet julle skei, die Here seën.